Goeiemôre, welkom in die huis van die Here op hierdie derde week van Advent. En ons gaan vandag juis by hierdie gesang ook stil staan, of ten minste die skrifgedeelte waarop dit gebaseer is. Dit is 'n pragtige gesang om ook te kan sing. Kom ons verootmoedig onsself in die heilige teenwoordigheid van die Here. En ons open hierdie erediens met die woord van die Here self. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here, die genade, barmhartigheid en vrede van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees is met elkeen van ons. Amen. Kom ons loof nou die Here deur saam te sing uit Gesang 138, die gesang wat ons sopas geoefen het, Gesang 138, en ons sing nou al drie die verse, vers 1, 2 en 3 van Gesang 138, en daarna kan u weer u plekke inneem.
Ons gaan nou die wet van die Here lees en u kan saam met my blaai na Markus hoofstuk 12. Die evangelie van Markus hoofstuk 12 waar ons gaan lees van vers 28 tot 34. Hierdie is een van die plekke waar Jesus die hele wet van God opsom aan die hand van 2 gebooie. Liefde tot God en liefde tot ons naaste. Daar is 'n paar sulke plekke. Een van hulle is hier in Markus. Elkeen van ons het dag vir dag en ook week vir week nodig om ons skuld voor die Here te bely. Ons doen dinge wat verkeerd is. Ons doen dinge wat, as jy dit nie gaan bely, as jy nie daarvan vergewe gaan word nie, dan gaan dit oor tyd jou rug breek. Dit is 'n swaar las om te dra deur die lewe. En daarom het ons elke week die geleentheid om ons skuld hier te kom neerlê, om dit voor die Here te bely en te hoor dat hy ons daarvoor vergewe. Nou kom ons lees die wet van die Here en ons meet onsself hier aan, ons doen selfondersoek. Ons lees dit met daardie gesindheid. Markus 12 van vers 28 af. En toe een van die skrifgeleerdes wat bygekom het, hulle hoor rede twis en wis dat hy hulle goed geantwoord het, vra hy vir hom, wat is die gebod van almal? En Jesus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here, en jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele verstand, en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede hieraan gelyk is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. En die skrifgeleerde sê vir hom, goed meester, u het met waarheid gesê dat God een is, en daar geen ander is as hy nie, en om hom lief te hê, uit die hele hart, en uit die hele verstand, en uit die hele siel, en uit die hele krag, en om die naaste lief te hê soos jouself, is meer as al die brandoffers en die slagoffers. Toe Jesus sien dat hy verstandig geantwoord het, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God nie. En niemand het dit meer gewaag om hom vrae te stel nie. Dit is die wet van die Here. Elkeen van ons staan skuldig voor hierdie standaard. Elkeen van ons skiet tekort in ons liefde teenoor die Here en ook in ons liefde teenoor mekaar. Daarom laat ons nou ons skuld bely en ons doen dit sittende deur Psalm 51 te sing. Psalm 51 en ons sing daarvan vers 1 en vers 4. Dit is 'n bietjie meer van 'n onbekende psalm, maar ons het hom so 'n paar maande terug geslag geoefen. So kom ons bely nou ons skuld saam met Dawid van ouds voor die aangesig van die Here, Psalm 51 vers 1 en vers 4 en ons sing dit sittende.
Ons mag lees in Numeri 14 vers 17 tot 20. Moses sê, laat dan nou tog die krag van die Here groot word soos u gespreek het deur te sê, die Here is lankmoedig en groot van goedertierenheid, wat die ongeregtigheid en oortreding vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie, wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag. Vergeef tog die ongeregtigheid van hierdie volk, na die grootheid van u goedertierenheid, en soos u hierdie volk van Egipte af tot hiertoe vergewe het. Toe sê die Here, ek vergewe volgens jou woord. Geliefdes, die woord van God verkondig aan ons dat elkeen wat sy skuld bely voor die aangesig van die Here, vergifnis ontvang. Jesus Christus is die sterke God en hy is magtig om te red. Hy is so sterk dat hy selfs ons sondes kan vergewe. Amen. Kom ons doen nou ons geloofsbelijdenis, u kan daarvoor staan. En dan bely ons geloof voor die aangesig van die Here met die woorde van die geloofsbelijdenis van Nicea. Ons kom nou naby aan die einde van die jaar, soos u almal weet. Ons het hierdie jaar verskeie kere die geloofsbelijdenis van Nicea gehoor. Dit is die 1700-jarige herdenking van jaar van die groot synode van Nicea wat in 325 na Christus gehou is. En hierdie belydenis vloei voort uit daardie synode. En daarom hoor ons vanoggend weer hierdie eeueoue woorde waarmee die kerk haar geloof bely. Ek glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle eeue, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, gebore en nie gemaak nie, van dieselfde wese met die Vader, deur wie alle dinge gemaak is, wat ter wille van ons, mense en ons saligheid neergekom het uit die hemel en vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria en 'n mens geword het, ook vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is en op die 3de dag opgestaan het volgens die skrifte en opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van die Vader en weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die lewende en die dode, wie se ryk geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die profete, en een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ek bely een doop tot vergifnis van sondes, en ek verwag die opstanding van die dode en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Kom ons sit nou ons geloofsbelijdenis voort deur te sing uit Psalm 46, en ons sing daarvan vers 1, 4 en 6. Psalm 46 vers 1, 4 en 6, en daardie psalm sing ons oor die krag van die Here, hoe magtig hy is. Psalm 46 vers 1, 4 en 6, en ons sing dit ter voorbereiding ook vir die woordverkondiging.
Kom ons blaai nou na Jesaja 9, waaruit die woordverkondiging sal kom. Jy weet seker nou al teen hierdie tyd dat ons met hierdie adventtyd kyk na die verskillende name van die Here Jesus Christus daar in Jesaja 9 vers 5. So, Dominee Skalk het nou al vir ons die inleiding gegee, dat vir ons is 'n kind gegee. God gee homself in Christus aan ons, en daar was daardie preek wat ons dan ook opgeroep het om onsself vir hom te gee. Dit is ons redelike godsdienst, sê Romeine 12. God gee homself vir ons, en ons gee onsself weer vir hom. En laasweek het ons nou verder gehoor van die eerste naam van daardie kind, wonderbare raadsman. En dan vandag gaan ons na die tweede naam luister, en dit is sterke God. Nou hierdie is een van die duidelike dele in die Ou Testament wat vir ons leer van die goddelikheid van Jesus Christus. Dis nie net die Nuwe Testament wat dit vir ons leer nie. Die Ou Testament leer dit ook. En hier is een van die baie duidelike dele as 'n mens die naam van die Messias hoor. En ons gaan vandag ook sterk daarby stil staan. Dit is ook waarom ons die geloofsbelijdenis van Sia vanoggend gelees het. Daardie belydenis wat so mooi vir ons verklaar van Christus se goddelikheid. Voor ons die woord van die Here lees, kom ons bid eers saam. Here, Here, almagtig, lankmoedig en groot van goedertierenheid. U wat is en was en kom, die Alfa en die Omega, die begin en die einde, God almagtig. Ons kom vandag as klein mense voor U, o Here, en ons kom prys U. Ons verheerlik U. Ons staan hier in verwondering dat U, die groote God, bemoeienis met ons maak. Ag Here, dankie dat U seun in hierdie wêreld ingestuur het. Dat hy gebore is, daar in 'n stal in Bethlehem. Dat hy geleef het op hierdie aarde. Geleef het tussen mense soos ons. Gekruisig is en 3 dae later opgestaan het uit die dood. Dat hy opgevaar het na die hemel waar hy nou heers oor hierdie wêreld. En elke knie sal eendag voor hom buig en bely dat hy Here en God almagtig is. Ag, ons kom vandag voor U, o Here Jesus Christus. Ons bely dat ons onwaardig is om voor U te verskyn, maar deur U groote krag is ons hier. Ons is hier want U het gesterf, ons is hier want U het ons skuld versoen. Dankie Here dat U op daardie manier vir ons gewys het hoe magtig U is. En ons kom aanbid U vandag as die sterke God. Wees nou tog met ons soos ons U woord lees. Lei ons deur U Gees. Lei my om U woord te verklaar en dit toe te pas. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons sterke God. Amen. Jesaja 9, ek wil vra dat ons die vers net voor Jesaja 9 lees ook, Jesaja 8 vers 23. Dan gaan ons lees tot 9 vers 6, in sommige vertalings sal jy sien, Jesaja 8 vers 23 word deel van die perikoop gemaak, omdat dit dieselfde duisternis beskryf waarop Jesaja 9 vers 1 uitbrei. So kom ons lees die woord van die Here, Jesaja 8 van vers 23 tot 9 vers 6. Want nie langer sal dit donker wees daar waar benoudheid is nie. In die eerste tyd het hy die land Sebulon en die land Naftali in veragting gebring, en in die laaste tyd bring hy tot eer die weg na die see, die oorkant van die Jordaan, die streek van die heidene. Die volk wat in duisternis wandel het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. U het die nasie vermenigvuldig, hulle vreugde groot gemaak. Hulle is vrolik voor U aangesig, soos iemand vrolik is in die oestyd.
soos iemand juig as die buit verdeel word. Want die juk wat op hulle gedruk het, en die stok wat hulle rug getref het, die roede van hulle drywer het u verbreek, soos op die dag van Midian. Want elke soldateskoen wat daar wegstap met gedreun, en die kleed wat in bloed gerol is, dien tot verbranding, 'n prooi van die vuur. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid, oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk, deur reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Dit is die woord van die Here. Ek onderstreep weer daardie naam van die Here Jesus, sterke God, en ek vra ook, hou maar u Bybels naby. Ons gaan in die preek gaan ons na nog 'n teksgedeelte toe blaai. Ons gaan in die preek blaai na Matteus 4 en ek sal dit dan aankondig, maar jy is welkom om dit so lank daar oop te hou as jy wil. Matteus 4, ons gaan in die preek soontoe gaan en ook kyk hoe hierdie woorde hier vervulling vind in die Nuwe Testament in die lewe van die Here Jesus Christus. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, ek wil vanoggend begin met 'n vraag. Wat beteken Kersfees vir jou? Hoor die vraag. Wat beteken Kersfees vir jou? Vir baie mense beteken Kersfees baie verskillende dinge. Die Kersfees-industrie in Amerika alleen, in die Verenigde State van Amerika, is 'n $1 triljoen industrie. Ek dink nie ons het altyd 'n begrip vir hoe baie 'n triljoen is nie. As jy 1 miljoen het, en jy het 1000 miljoene, dan kry jy wat? Dan kry jy 1 miljard. Nie 1 biljoen nie, maar 1 miljard. En as jy 1000 miljarde het, dan kry jy eers 'n triljoen. Kersfeesindustrie in Amerika alleen is 'n $1 triljoen industrie. Sekerlik ook in Suid-Afrika is dit 'n geweldige groot industrie. Dink maar net aan al die versierings wat ons deesdae weer in die winkels sien. 'n Mens wil soms vir die groot winkelsentrum sê dat hulle darm moet kans gee dat die gloeilampies afkoel van laas jaar voordat hulle dit weer vir hierdie jaar begin opsit. Maar hoe dit ook al sê, dit is beslis 'n baie groot industrie en 'n mens sien oral die liggies, 'n mens sien oral die groen en rooi Kersfeesversierings, 'n mens sien oral die bome. En mense sien oral die geskenke. As ek vir die kinders vandag sou vra, wat beteken Kersfees vir jou, dan dink ek daar is 'n goeie kans dat meeste van julle seker sou sê is 'n tyd van geskenke. Moet nou maar nie antwoord nie. Ander mense weer vind dit 'n baie lekker tyd om met die familie te kuier. Dalk is dit die tyd wat ouma haar bekende skaapbout in die oond gaar maak en almal vergader rondom die tafel en geniet die tyd. Vir ander mense is dit 'n sentimentele tyd van die jaar. Dit is 'n lekker tyd waar ons net saam kan kuier en gelukkig kan wees voordat ons die vuurwerke aansteek op Oujaarsdaand. Wat beteken Kersfees vir jou? En niks van hierdie dinge is in sigself sleg nie. Dit is mooi om geskenke vir mekaar te gee. Dit is mooi om met familie te kuier. Dit is mooi om jou huis te versier met liggies en met Kersfeesbome. Alles van dit is baie mooi. Maar is dit al wat Kersfees vir ons moet wees? Het jy al daaraan gedink dat Kersfees 'n geleentheid kan wees om na te dink oor die grootheid en die krag van die Here Jesus Christus? Dit is wat ons vanoggend moet hoor. Want sien, ons is geneig om baie sentimenteel te raak daaroor en ons dink Kersfees is 'n baie mooi dag waar ons kan dink oor 'n babietjie in 'n krib, maar besef ons nog dat daardie babietjie te gelykertyd ook die God van al is, almagtig, dat hy die sterke God is. En dit is wat ons vandag moet hoor. Sien, mense het 'n geneigtheid om sentimenteel te raak oor Kersfees. Ons dink aan die takbokkies, ons dink aan die wyse manne, ons dink aan die engele, ons dink aan die babietjie in 'n krib, maar vergeet ons nie dalk van die krag van daardie God nie. Daardie Jesus, daardie kind. En vandag moet ons dit hoor. Hy is te gelykertyd sterke God. Dit is die tema waarby ons stil staan. Weet dat sy naam sterke God is. Ons gaan stil staan by 3 punte. Eerstens, jy moet weet hoe om sy naam te verstaan. Tweedens, jy moet weet wie sy naam verwerp. En derdens, jy moet weet wanneer is sy naam vervul. So verstaan, verwerp en vervul. Kom ons kyk na die eerste punt.
ons moet weet hoe om sy naam te verstaan. Wat is sy naam? Jy het dit daar gehoor, sterke God. Die Hebreëus sê El Gibor. El is die woord vir God, dit is 'n verkorting van die Hebreëse woord Elohim. Elohim is die naam vir God, dit beteken basies God, en as jy El het, is 'n verkorting daarvan, dit beteken ook God. As die Bybel begin, hoe begin die Bybel? In die begin het God. En daardie selfde God wat die hemel en die aarde gemaak het, dwars deur die Bybel lees ons van hom. Hy word El genoem op soveel verskillende plekke. Hy is God, hy word hier beskryf. God almagtig. Nou Gibor is ook 'n Hebreëse woord, dit beteken iets soos krag of sterkte. Dit kan selfs verwys na 'n held, byvoorbeeld in 2 Samuel 23, as jy lees van die helde van Dawid, dan word hulle Giborim genoem, wat die meervoud van Gibor is. En so dit kan verwys na 'n held, dit kan selfs verwys na iets soos manlikheid. Dit gaan oor krag, sterkte, manlikheid. So as jy die twee woorde bymekaar sit, El Gibor, dan beteken dit God wat sterk is, of selfs iets soos God wat ons held is. Magtige God, sterke God, heldhaftige God. Dit is wie hierdie kind is. En vir mense in Israel se posisie in daardie tyd, moes dit beslis 'n baie betekenisvolle ding gewees het om te hoor. Dink net 'n bietjie daaraan. Ek weet dit is moeilik, maar probeer om jouself in hulle skoene in te leef. Dit is nie altyd maklik nie, want ons leef net nie daar nie. Ons het nie altyd 'n begrip vir wat hulle moes deurgaan nie, maar dink 'n bietjie daaraan. Nou hierdie boek, die boek Jesaja word geskryf wanneer die suidryk Juda op die punt is om weggevoer te word in ballingskap. So dink nou daaraan, die noordryk en die suidryk het ons van mekaar afgeskeer. Nadat Salomo koning was, het sy seun opgevolg, Rehabiam, en onder hom het die koninkryk in 2 geskeur, en jy het die noordryk gehad, en die suidryk, Israel en Juda. Teen hierdie tyd is Israel nou al lankal weggevoer in ballingskap, en ons teks Jesaja 8 vers 23 verwys eintlik daarna. Assirië het Israel alreeds in ballingskap kom wegvoer, en Juda het nie die voorbeeld wat God uit Israel gemaak het ter harte geneem nie. Hulle het dit geminag. En daarom kom Jesaja en baie ander profete dan met 'n boodskap waar hulle vir die volk kom sê, julle gaan in ballingskap weggevoer word as julle op hierdie pad voortgaan. En teen die tyd wat Jesaja kom, dan is dit al so laat dat dit amper onvermybaar is. Jesaja sien visioene van die ballingskap asof dit alreeds 'n werklikheid is. Dit is iets wat jy nie meer kan vermy nie, en hy kom met hierdie boodskap. Nou dink daaraan. Probeer om jouself daarin te leef. Dit is vir ons moeilik. Maar probeer nou net gou hierdie gedagte-eksperiment. Dink daaraan dat daar iemand soos Jesaja hier na ons toe sou kom, na Pretoria. En hy kom verkondig met goddelike gesag. Is nou nie dieselfde nie, maar dink net daaraan, iemand kom en hy kom verkondig aan ons dat die hele Afrikaner volk weggevoer sal word in ballingskap. En jou vroue en kinders sal in slawerny verkoop word. En jou plaas en jou huis gaan afgebrand word, en heel moontlik gaan jy in 'n vreemde land sterf. Dit is die tipe boodskap wat Jesaja kom bring. Dis nie juist die tipe boodskap wat maak dat mense hande klap en groot tiendes gee nie. Dit is die omstandighede waarin hierdie boek dan geskryf word. En jy kan jouself indink, wat gaan in daardie mense se harte aan? Jy kan jou goed indink dat hulle bang sou voel, onseker, bekommerd, baie vrae, twyfel. Wat gaan met ons gebeur? Gaan daar enige hoop wees vir ons en ons nageslag? Gaan daar enige genade wees? Is daar enige iemand wat ons uit die hand van die Babiloniërs sal kan red? Dit is die tipe vrae wat hulle moes gehad het, en dan moet hulle hoor dat daar hoop is. Want daar sal 'n Messias kom, daar sal 'n kind gebore word, en hy is magtig. Magtig. Sy naam is Sterke God. El Gibor, Sterke God. Hulle moet hoor daar is hoop. Nou ons situasie is beslis nie dieselfde as Israel se situasie nie. Ons is nie die uitverkore volk van God in dieselfde sin as wat Israel die uitverkore volk van God was nie. En daar is baie ander verskille ook tussen ons en Israel van toe. Maar tog is daar parallelle wat 'n mens ook kan trek. Kyk 'n bietjie na die Afrikaners rondom hier. As 'n volk worstel ons tog seker ook met soortgelyke vrae. Is daar nog hoop vir ons en ons nageslag? Is dit wat ons hier in Suid-Afrika beleef dalk God se oordeel? Dis vrae wat ons het. Is daar enige hoop, of is ons nou maar aan die einde en moet ons maar net volhard soos bittereinders? Jy weet mos, ons volk se hoogste ideaal is eintlik maar bittereinders, nie waar nie? Ons wil maar net vasbyt tot aan die bittereinde. Ons wil nie wen nie, ons wil maar net aanhou totdat ons verloor. Dit is mos maar hoe ons mense is.
Ons het reeds vrede gemaak daarmee dat ons gaan verloor, maar dit is die tipe dinge waardeur mense worstel, jy weet. Wat gaan van ons word? Wat sien jy in mense se oë? Onsekerheid, hartseer, kommer, vrees. Dink aan die bekende lied wat Bok van Blerk sing. Op 'n berg in die nag lê ons in donker en wag. In die modder en bloed lê ek koud. Streepsak en reën kleef teen my en my huis en my plaas tot kole verbrand sodat hulle ons kan vang. Maar daai vlamme en vuur brand nou diep, diep binne my. Dan sing hy Delaray, sal hy die boere kom lei, Delaray, generaal. En so gaan hy aan. Ons mense soek 'n held. 'n Delaray. 'n verlosser. En die enigste een is Jesus Christus. Die sterke God, El Gibor. As ons hoop soek, kan ons hoop nêrens vind behalwe by hom nie. En ons moet dit hoor. Ons musikante soos Bok van Blerk moet dit dalk ook hoor. Mense moet dit hoor dat ons hoop lê nie in 'n sentimentele beeld van die verlede nie. Ons hoop lê in Jesus Christus alleen. Hy alleen is kragtig om ons te verlos. Dis die eerste punt. Ons moet weet om sy naam te verstaan. Sy naam is El Gibor, sterke God. Maar tweedens, ons moet ook weet wie sy naam verwerp. Nou as jy die naam hoor, El Gibor, sterke God, is 'n baie duidelike bewys vir die goddelikheid van Jesus Christus uit die Ou Testament. Dit is nie die enigste teks nie. 'n Mens kan ook dink aan Jesaja 7 vers 14. Ons het 2 weke terug nou baie daarby stil gestaan. Die Immanuel profesie, God met ons. Dit sê ook vir jou, hierdie kind wat gebore gaan word is God self, want hy bring God naby aan ons. Baie ander tekste uit die Ou Testament ook. Maar ons moet ook verstaan, hierdie profesie hier in Jesaja 9 vers 5, dit is nie in die eerste plek bedoel om vir ons te verduidelik oor die binnewerking van die drie eenheid nie. Dit is belangrik dat ons dit moet verstaan, want net die volgende naam, en ons gaan nou volgende week daarby uitkom, die volgende naam sê Ewige Vader, en dadelik het 'n mens 'n klomp vrae, en jy wil weet, hoe is dit moontlik vir die Seun om die Vader te wees? Nou, ons moet nie hierdie teks verstaan, asof dit bedoel is om vir ons te verduidelik presies die detail, die besonderhede van die drie eenheid, of die twee nature van Jesus Christus nie. Dominee Skalk het laasweek baie mooi verduidelik, hy het gesê, hierdie profesie beskryf vir ons in die eerste plek die karakter van die Messias en nie die wese van die Messias nie. Dit is 'n goeie manier om daaraan te dink. As ek 'n beeld kan gebruik, dink daaraan dat hierdie vers gee vir jou 'n skildery, nie 'n ekstraal nie. Maak dit sin? 'n Skildery, nie 'n ekstraal nie. Dit gee vir jou die groter prentjie. Maar dan uit daardie groter prentjie kan ons ook sekere afleidings maak. Wie behalwe God kan sterke God genoem word? Dink net daaraan. Wie behalwe God kan sterke God genoem word? En daarom, alhoewel hierdie vir ons in die eerste plek die karakter van die Messias beskryf, dit is nie bedoel om vir jou die binnewerking van die drie eenheid te verduidelik nie, kan ons sekere afleidings maak, onder andere, Jesus Christus is waarlik God. Jy sien dit dwars deur die Bybel. Dink net aan Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En daarom kan ons dit hieruit aflei. Die sterke God, El Gibor, is nie 'n blote mens nie, hy is God self. Ons kan sê, Jesus tree op as die sterke God, want hy is die sterke God. Nou daar is mense wat dit vandag ontken, daar is mense wat dit verwerp, en dit is waarby ons nou moet uitkom. Wie verwerp dit? Nou, ons het net nou gehoor uit die geloofsbelijdenis van Nicea. Die geloofsbelijdenis van Nicea is 'n baie ou geloofsbelijdenis in die geskiedenis van die kerk. Dit kom 1700 jaar terug, 'n baie ou antieke belydenis, en ons mag deel hê aan daardie geloof van die kerk van alle eeue. Nou daardie geloofsbelijdenis is opgestel juis in omstandighede waar daar 'n klomp mense was wat begin het om die goddelikheid van Jesus Christus te verwerp. Wat het gebeur? Daar was 'n dwaalleraar, sy naam was Arius, en hy het begin om te verkondig dat Christus nie waarlik God is nie. Wat het hy gesê? Hy het gesê, Jesus is die hoogste deel van God se skepping. Hy is meer as 'n mens, hy is die toppunt van God se skepping, maar op die ou end steeds 'n skepsel. En dit het baie oproer in die kerk veroorsaak, 'n hele klomp mense het hom begin volg, en die hele kerk,
Die ganse Christelike kerk van daardie tyd het saamgekom, hulle het afgevaardigdes gestuur by 'n synode in 325 na Christus, hulle het saamgekom om te kyk na die Bybel en te kyk wat leer die Bybel oor hierdie onderwerp en daardie dwaling is op die ou end verwerp. Maar deur die geskiedenis heen is daar nog baie ander mense wat daardie selfde ou dwaling glo. Het jy al gehoor van die Jehovah se getuies? Jehovah se getuies, dit is daardie mense wat netjies aangetrek is met 'n baadjie en 'n das en kom klop aan jou deur en dan moet jy kom praat. Dis hulle taktiek, die Jehovah se getuies. Nou wat sê hulle? Hulle sê onder andere ook Jesus Christus is nie waarlik God nie. Toe ek nog besig was om te studeer, was daar 'n groep Jehovah se getuies wat eenmaal 'n tafel gaan opslaan het, omtrent halfpad tussen die AP Akademie, waar ons nou gestudeer het, en ons gunsteling koffiewinkel. En so, die eerste keer toe ons nou daar verbystap, toe begin ek 'n gesprek. Ek vra toe nou uit en daar staan hulle. Hulle sê toe vir my ek moet my bekeer. Ek vra toe van wat moet ek my bekeer? En hulle sê van afgoderry. Want ek's 'n Christen. Vra ek waarom? Sê hulle, wel jy aanbid 3 gode. En die Bybel sê daar's net een God. Dink 'n bietjie daaroor. Ek kan amper vir die kinders vra, aanbid ons 3 gode of een God? Ons aanbid een God, nie waar nie? Die leer van die drie eenheid sê nie daar is 3 gode nie, ons sê daar is een God wat onderskeie is in 3 persone. En ek verduidelik dit toevallig gesels 'n bietjie met hulle en ek verwys na 'n paar Bybelgedeeltes, nie na hierdie ene nie, maar na 'n paar ander Bybelgedeeltes en dadelik daar het die gesprek doodgeloop. Die man met wie ek besig was om te gesels het weggedraai van my en gesê, dankie, ek wil nie meer met jou gesels nie, jy kan maar gaan. Ek vertel hierdie storie vir u, om te wys daar is werklik sulke mense hier tussen ons, op ons straathoeke, op pad na jou gunsteling koffiewinkel, in jou familie, by die werksplek, ergens daar by die golfklub, daar is mense wat nie saamstem met ons nie, ons moet nie bang wees vir dit nie, gaan praat met hulle, volgende keer as daar die Jehovah se getuie kom klop aan jou deur, maak jou Bybel oop en blaai na Jesaja 9 vers 5, praat met hom, vra vir hom, waarom sê die Bybel hier, Jesus is die sterke God? Wat beteken dit anders as dat hy waarlik God is? Vra vir hom, gaan na Johannes 1 vers 1, gaan na soveel ander gedeeltes, u ken dit baie goed, gaan daarna en hê 'n gesprek met hom. Waarom? Want Christus het ons in hierdie wêreld ingestuur om getuies te wees van sy naam, en sy naam is onder andere sterke God. Ons moet getuig van sy goddelikheid. Nog 'n dwaling in ons geleedere wat baie populêr is Israel visie. Ek is seker jy het ook al daarvan gehoor. Israel visie is in sekere opsigte soortgelyk aan die Jehovah se getuies se idees. Israel visie is wel ook 'n baie vreemde ding. Daar's baie verskillende weergawe van dit en jy gaan min godsdienste of dwalings kry wat soveel verskille in dit het. En nie elke persoon wat die Israel visie aanhang is noodwendig ewe erg nie, maar jou mees radikale vorms daarvan verwerp ook die goddelikheid van Jesus Christus. Sommige van die leiers van die Israel visie sal so ver gaan om te sê dit is 'n klug. 'n klug. En ons ken ook daardie mense. Ek is seker daar is 'n hele klomp van u wat vandag hier is wat sulke familielede het, wat glo in die Israel visie. Wat doen ons met hulle? Begin eenvoudig. Bring hom kerk toe, sê kom. Blaai na Jesaja 9 vers 5. Hê 'n gesprek. Waarom? Want ons word gestuur om getuies te wees van die naam van die Here Jesus Christus. Hy stuur ons, getuig van hom, El Gibor, sterke God. Die derde punt, ons moet weet wanneer is sy naam vervul. Nou, een van die maniere wat hierdie mense wat nou die dwaalleraars glo, Israel visie en Jehovah se getuies, een van die maniere hoe hulle probeer om die gevolgtrekking te ontduik dat Jesus die ware God is, een van die maniere hoe hulle probeer om weg te kom van dit, is om te sê, wel, hierdie profesie gaan nie oor hom nie. Dit sal een of ander lang jakkelsdraai gooi om te sê, het gaan eintlik oor iemand anders, een of ander koning in Israel, of wie ook al, en dan sal hulle sê, sien, het gaan nou nie oor Jesus Christus nie, en daarom kan ons nou uit hierdie skuivergat ontsnap. Nou, hoe weet ons dit gaan oor Jesus Christus? Waar is hierdie profesie vervul? Hoe is dit vervul? Wel, jy kan sien dit is in Jesus vervul, want net in die volgende vers, in Jesaja 9 vers 6, staan daar dat hy gaan sit op die troon van Dawid. So hierdie Messias wat verwag word, is die seun van Dawid. En dan gaan jy blaai na die Nuwe Testament, jy gaan heeltyd hoor, Jesus is gebore uit die stam van Dawid. Matteus 1 vers 1 tot 17 skets vir ons die hele geslagsregister van Jesus en maak baie duidelik dat hy gebore is uit die stam van Dawid en daarom het hy reg op die troon van Dawid. Hy moet 'n koning wees
uit die geslag van Dawid. Maar daar is nog 'n manier hoe jy dit kan sien, en dit is, hierdie profesie word aangehaal in die Nuwe Testament. Nou kom ons blaai soontoe, ek het u gewaarsku, kom ons blaai na Matteus 4, waar hierdie presiese profesie aangehaal word en van toepassing gemaak word op Jesus Christus. Ons gaan lees uit Matteus 4 vers 12 tot 17. Matteus 4 vers 12 tot 17, en nou moet u in die agterkop hou dat die eerste woorde wat ons gelees het daar in Jesaja 8 vers 23 tot 9 vers 1, hou daar die woorde in die agterkop en dan sal u hoor hoe dit hier weergalm word hier in die Nuwe Testament in Matteus 4 vers 12 tot 17. En toe Jesus hoor dat Johannes in die gevangenis gesit was, het hy na Galilea teruggegaan. En hy het Nasaret verlaat en gaan woon in Kapernaum aan die see in die gebied van Sebulon en Naftali, sodat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja die profeet, toe hy gesê het, die land Sebulon en die land Naftali na die see toe, oorkant die Jordaan, Galilea van die heidene. Die volk wat in duisternis sit, het 'n groot lig gesien, en die wat sit in die land en skaduwee van die dood, vir hulle het 'n lig opgegaan. Van toe af het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Wat sien ons hier? Daardie presiese profesie word aangehaal en van toepassing gemaak op Jesus Christus. Jesus is nie daar gebore nie, hy is gebore in Bethlehem. Hy het op verskillende plekke in sy lewe gebly, maar op 'n stadium dan verhuis hy na die gebied van Sebulon en Naftali. Sebulon en Naftali is ver aan die noorde van die beloofde land. Dit is die verre noordelike grens van die beloofde land. Dit is deel van die land Israel wat heel eers deur Assirië aangeval is en weggevoer is in die Assiriese ballingskap. So teen die tyd wat Jesaja geskryf is, al reeds weggevoer in ballingskap, en na die gebied word dan bekend as Galilea van die heidene. En Jesus gaan soontoe en hy begin om daar te preek. Die volk wat in duisternis wandel, sien dan 'n groot lig. Die lig gaan op en hulle sien vir Jesus Christus. Wat sê hierdie vir ons? Hy is daardie kind. Hy is die een wat gebore is uit die maagd. Hy is die een wat sterke God is. Hy is die wonderbare raadsman. Hy is die Vader van ewigheid, soos ons volgende week sal sien. Hy, die Here Jesus Christus, is die vors van vrede. En jy sien sy krag. Jy sien dat hy die sterke God is, geliefdes. Jy sien dit die duidelikste aan die kruis en in sy opstanding 3 dae later. Daar sien jy sy krag. Want wat doen hy daar? Hy verlos ons. Daar wys hy is ons held. Hy is El Gibor. Hy is die een wat ons verlos. Want wat doen hy daar? Hy verlos ons van ons grootste vyande, waarvan ons op geen ander manier verlos kan word nie. Hy verlos ons van sonde, hy verlos ons van die duiwel, en hy verlos ons van die dood. Die dood. Wie is jou held? Dink vir 'n oomblik daaraan. Delarey, president Paul Creer, president H.F. Verwoerd. Wie is jou held? Dalk Donald Trump vandag, maar ons wil dit nie te hard sê nie. Wie is jou held? Elkeen van hulle sal sterf. Geen een van hulle kan die dood oorwin nie, maar hy het. Daar sien jy sy mag. Hy is die sterke God. Jy sien dit die beste aan die kruis, jy sien dit die beste by die leë graf 3 dae later. En daarom, in hierdie Kersfeestyd, mag ons weer dink en besef dat ons Here nie 'n magtelose babietjie in 'n krib is nie, maar hy is El Gibor, die sterke God, die Here van die heelal, die koning van sterrestelsels. Ja, sien, ons is so geneig om sentimenteel te word en soms word ons sentimentalisme selfs 'n afgod. Ons word so sentimenteel oor Kersfees dat vir ons word dit maar net 'n oulike ou gewoonte. Ons is later meer bly oor Kersfees Vader as oor Jesus Christus. En daar die ou man en sy lang baard en sy rooi jas wat ho 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 sê, is later meer waaraan ons dink op hierdie tyd as aan die koning van die heelal. Wat is aan die gang? Ek het onlangs die voorreg gehad om te lees deur 'n preek van Johannes Calvin wat hy op Kersdag gegee het. Vir die wat nie weet nie, Calvin is een van die vaders van die gereformeerde geloof. Hy was een van die reformators. Baie van ons Bybelse goed wat ons glo, is geformuleer deur Johannes Calvin. En ons sal dit vandag glo en bely soos wat hy dit destyds in die 16de eeu geformuleer het. Maar hy preek dan op Kersdag, en hy gee hierdie spesifieke preek, en
iets wat gebeur, wat ons ook in ons geleedere maar baie keer sien, is dat daar baie meer mense daardie dag in die kerk is, as wat daar gewoonlik op 'n Sondag in die kerk is. En hoor wat sê hy dan in sy preek. Hy sê, ek sien daar is baie meer van julle hier as wat gewoonlik my preke bywoon. Waarom is dit so? Dit is Kersdag, maar volgens wie? Arme mense, dit is waar. Julle dink julle eer God, maar in werklikheid eer julle Satan. Het jy al daaraan gedink? Dat die manier hoe ek Kersfees vier kan dalk eerder tot eer van Satan as tot eer van God wees. Kom ons sluit af. Wat beteken Kersfees vir jou? Daar's baie mooi dinge in ons kultuur, daar's baie mooi dinge van die Kersfeesviering. Dit is mooi om bome te versier, dit is mooi om geskenke te gee. Maar is dit al? Wat beteken Kersfees vir jou? Vat hierdie jaar tyd, geliefdes. Vat tyd en verootmoedig jouself voor die sterke God. Buig jou knie voor hom. Praat met mense oor hom. Want sy naam is El Gibor, sterke God. Amen. Kom ons bid saam. O sterke God. Ons is hier en ons het nou u woord gehoor. Ons het gehoor dat u so groot en heerlik en magtig is. U hou sterrestelsels in u hand vas. U beskik en regeer al die dinge wat gebeur. Ja, Here, u is ook so magtig dat u ons selfs van ons grootste vyande kan verlos. U is ons held. Ja, u is El Gibor. En ons kom nou en ons prys u. Ons loof u. En ons dank u vir wie u vir ons is. Dankie dat u ons kom red het van ons sonde, van ons slawerny aan Satan en ook van die dood. Dankie dat ons kan kyk na die opstanding van Jesus Christus as die bewys van sy krag. Ag Here, ons bid vir ons volk. Ons volk wat in soveel duisternis verlore gaan. Ons kan dit in mense se oë sien, die hartseer, die hulpeloosheid, en ons ken dit in ons eie kultuur, o Here, dat ons maak soms selfs net vrede daarmee dat ons 'n verlorende stryd stry. Ons wil maar net bitter einders wees. Volhard tot aan die einde, maar is dit geen hoop meer dat daar vir ons verlossing kan wees nie. Ons bid, Here, dat u vir ons die held sal wees waarna ons verlang. Ons bid vir 'n wêreld wat Kersfees vier as niks meer as 'n sentimentele dag van die jaar nie. 'n Tyd so naby aan die einde, die voorloper vir ou jaar en nuwe jaar. 'n Tyd om te drink, 'n tyd om partytjie te hou. Maar ons bid, o Here, dat u tog sal gee dat die kerk 'n getuienis sal wees in hierdie wêreld. Dat ons deur die manier hoe ons Kersfees vier sal wys dat daar rede is vir baie vreugde, maar ook vir baie verootmoediging. Help ons, dat ons op ons knieë sal gaan voor u, die groote God, die sterke God. Gaan met ons gemeente, o Here. Gee tog dat ons as kudde van die Here Jesus Christus op sy stem sal ag gee. Gee dat ons hom sal lief hê. Ons bid vir al die verskillende sendelinge in soveel verskillende lande daar ver weg. Ons dink aan die spesifieke sendelinge wat naby aan ons gemeente is. Ons dink aan die dominee Paul wat u koninkryk bevorder in Nepal en Indië. Ons dink aan ander koninkrykswerk wat hier in ons omgewing gedoen word. Ons bid dat u ons daarmee sal help, dat u ons gemeente sal lei om 'n sout en 'n lig vir hierdie lawwe en donker aarde te wees.
In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Ons gaan nou sing Gesang 152, Gesang 152, en ons sing daarvan vers 1 tot 4. In vers 2 sing ons: 'n kind is gebore, loof die God van liefde, hy kom ons verlos, hy is wonderbaar, raadsman en sterke God en vors van vrede. Sterke God. Kom ons sing Gesang 152 vers 1 tot 4. Die Here, ons sterke God, stuur ons nou weg om te gaan leef in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed.
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.